Kom ons lees vandag verder uit Johannes 4 vers 27 tot 35. Juis op daardie oomblik het sy disippels teruggekom en hulle was verbaas dat hy met 'n vrou praat. Tog het niemand gevra, wat wil u van haar hê? Of waarom praat u met haar nie? Die vrou het toe haar waterkruik daar gelos, na die dorp gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Hierdie man is tog nie die Christus nie, of hoe? Hulle het uit die dorp gegaan en was op pad na hom toe. Intussen het sy disippels by hom aangedring en gesê, Rabbi, eet iets. Maar hy het vir hulle gesê, ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie. Die disippels vra toe onder mekaar, iemand het tog nie vir hom iets te eet gebring nie? En Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te voltooi. Sê julle dan nie, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie? Waarlik, ek sê vir julle, kyk op en aanskou die lande, hulle staan reeds wit vir die oes. Jesus het hierdie besondere openbaring van homself aan die vrou gemaak. Hy het gesê, ek is die een wat met jou praat, ek is God. En dit is juis op daardie unieke oomblik waar die disippels terugkom, hulle was in dorp toe, hulle het gaan kos haal, kos koop, en hulle kom daar aan en hartseer genoeg is hulle nie vreeslik bekommerd oor wat Jesus gesê het of waaroor die gesprek gegaan het nie. Hulle is nie so gemoeid met die inhoud van die gesprek nie. Hulle is meer gemoeid met die feit dat Jesus met 'n vrou gepraat het. Nou, dit is vir hulle 'n bedenklike situasie, omdat die vrou in die eerste plek 'n Samaritaan was, maar dit gaan nie soseer daaroor noodwendig oor wie sy is nie, dit ook, maar dit gaan spesifiek oor die feit dat Jesus 'n rabbi is, en 'n rabbi is aangeraai volgens Joodse wette om nie met vrouens te praat nie. Dit is 'n bedenklike situasie hierdie. Die Joodse rabbies moet nie te veel met vrouens praat en te doen hê nie. Vrouens het natuurlik in daardie tyd in die samelewing 'n baie laer status gehad as vandag. En tog sien ons dat Jesus nie daardie situasie of daardie siening van vroue goedkeur nie. Hy is besig om juis hier met hierdie vrou, die vrou het 'n baie slegte reputasie het, omdat sy 5 mans gehad het, hy is besig om met haar te praat, hy is besig om homself aan haar bekend te maak, sy identiteit, hy is besig om aan haar redding te verkondig, redding vir haar siel, vir haar gees. En niemand het gevra, wat wil u van haar hê, of waarom praat u met haar nie, die disippels is stil. Ewe skielik hardloop die vrou, sy los haar waterkruik net daar, sy hardloop na die dorp toe en sy gaan sê vir die mense, kom kyk hier is 'n man wat my alles vertel het, hy is tog nie die Christus nie, of hoe? Sy is nog onseker, sy het hierdie diep Christus verwagting, die verlosser wat sou kom, die profeet wat sou kom, en sy weet hy's 'n profeet, want hy weet allerhande dinge van haar, wat nie algemene kennis is nie, maar sy is nog onseker, sy hardloop in dorp toe, klink amper soos Jona met hierdie kort preek, toe hy in Nineve instap, toe sê hy, bekeer julle, anders sal Nineve verwoes word. Hier kom hierdie vrou in die dorp in en sy sê net hierdie enkele twyfelagtige woorde, dis tog nie die Christus nie, is dit? En die mense begin uit die dorp stroom en hulle gaan na Jesus toe. In ander woorde, die vrou met haar twyfelagtige belydenis of haar twyfelagtige vraag, hierdie vrou met hierdie slegte reputasie, sy het 'n groter effek op die mense. Haar evangelisasie is van groter effek as die disippels, wat nou 'n geruime tyd in die dorp was om te gaan kos koop. Hulle is gemoeid met die kos en sy is gemoeid met die een wat sy nou net ontmoet het. Soveel so dat sy haar waterkruik agterlos. Sy laat staan alles waarmee sy besig was, sy vergeet waarom sy enigstens water kom soek het en kon haal het, en sy kom vra die mense, roep die mense, kom kyk, hier is dalk die Christus. Terwyl die vrou so, kan ons maar sê, besig is om te evangeliseer op 'n twyfelagtige manier, sien ons in vers 31, die disippels is weer eens meer gemoeid met die aardse dinge. Hulle wil baie graag hê Jesus moet iets eet, hulle is bekommerd oor hom, het is 'n lang reis gewees, hy is moeg, hulle is honger. En dan gebruik Jesus hier weer eens die aardse dinge, soos kos, en hy gebruik dit om 'n geestelike waarheid te illustreer. So,
Jesus is besig om hier met sy disippels presies dieselfde te doen as met die vrou bo by die fontein van Jakob. Hy het mos vir die vrou gesê dat in wese is hy die fontein van Jakob. Hy is die een wat die lewe gee. En hier sê hy vir hulle, ek het voedsel om te eet. Weereens verstaan die disippels, net soos die vrou en net soos Nikodemus en al die ander mense verstaan Jesus letterlik. Maar Jesus verwys na 'n geestelike waarheid. Hulle vra maar, het iemand vir hom dan kos gebring om te eet? En Jesus sê nee, ek praat op 'n geestelike vlak. My voedsel is om die werk te doen van die een wat my gestuur het, en anderwoorde die wil van my Vader. Nou ja, jy het natuurlik reg geraai, hier is Jesus weer besig om te verwys na die Ou Testament. Hierdie keer Deuteronomium 8 vers 3. Daar staan, die mens sal nie van brood alleen leef nie, maar die mens sal leef van elke uitspraak uit die mond van die Here. Jesus se groot taak, sy roeping is om te doen wat die Vader vir hom gegee het om te doen. Hy leef van gehoorsaamheid eerder as letterlike kos. Hy is besig om hierdie geestelike waarheid na hulle tuis te bring. Nou, die Here Jesus het nou al op verskeie maniere illustrasies gebruik uit die alledaagse lewe om 'n geestelike waarheid oor te dra. Byvoorbeeld, lig in die boek Johannes dui op kennis van God of morele reinheid. Die tempel, het ons gesien, dui op Jesus se liggaam. Hy het verwys na die letterlike tempel as 'n illustrasie om te dui op sy liggaam wat sal sterf en weer opstaan. Hy het verwys na geboorte as 'n illustrasie van die transformasie deur die Gees, die wedergeboorte. Hy het verwys na die wind in sy gesprek met Nikodemus om te dui op die werking van die Heilige Gees. Hy het gedui op water om te wys hoe die Heilige Gees mense innerlik rein maak. Hy het vir die vrou gewys na die fontein wat daar voor hulle was om te dui op homself. Hy is die fontein. Hier praat Jesus van kos om te dui op die wil van God, die wil van die Vader. En die wil van die Vader illustreer Jesus hier vir hulle. Dis belangriker as aardse ding, is belangriker dat hulle gehoor gee daaraan, belangriker dat hy gehoor gee daaraan. Waarlik, ek sê vir julle, kyk op, aanskou die lande, hulle staan reeds wit vir die oes. Jesus sê, die oes, weer eens, hy gebruik die beeld van kos, die oes moet ingesamel word, die koninkryk van God het aangebreek, hier gaan iets groot gebeur, die mense gaan ingebring word in die koninkryk van God, en baie van hulle, natuurlik kan hierdie wys na die gebeurtenis wat hierna gaan volg, wat ons volgende keer môre sal lees, die Samaritane, baie Samaritane, wat tot geloof gekom het. Nou goed, ons grootste geestelike honger sal gestil word as ons gehoorsaam is aan die Vader. Dit klink soos een groot paradoks, want ons wil nie gehoorsaam wees nie, ons dink gehoorsaamheid beteken dat ons pret bederf word, dat ons nie vryheid gaan hê nie, maar Jesus leer ons daar's vryheid en daar's vervulling in gehoorsaamheid aan die Vader. Dit is in gehoorsaamheid aan die Vader wat daai diep honger, geestelike honger in ons stilgemaak word. Dis gehoorsaamheid aan die Vader wat vir ons daai diepste geestelike vervulling bring. Daar's werklik vryheid in gehoorsaamheid. Ons Vader wat in die hemel is, gee dat ons nie net sal fokus op aardse dinge nie, maar dat ons werklik sal leef van elke woord wat uit U mond gaan. Ons wil aan U gehoorsaam wees, want ons weet daarin lê ware vryheid en vervulling. Amen.